Hemelse Koning, ons eer en ons prys U vir hierdie oomblik, Here. So dankie vir U awesome teenwoordigheid wat in hierdie gebou is, Here, maar meer as dit so dankie dat U binne in ons is, Here. En daar waar ook al ons gaan U met ons, Hemelse Koning, en dat ons U hande en U voete kan wees, Here, aan 'n gebroke wêreld, Here, aan harte wat stikkend is, Here, dat ons die lig kan wees, Here. And let our light shine in this world, Lord, for your glory. Dankie, Here, dat geen wapen wat teen ons gesmee is ooit sal kan seëvier nie in die naam van Jesus. En Here, dankie dat U ons kom bedien, Here. Dit gaan nie oor 'n mens wat die voorstaan, Here, dit gaan alles oor U. Kom spreek in ons harte, Here, soos U wil. En dankie vir die saad wat U gaan val, Here, dat dit sal groei, Hemelse Koning, en dat dit sal magtig en kragtig en vrugbare vrugte dra, Here, wanneer dit begin word. Ons eer en ons prys vir dit, Here. Dankie dat elke hart bemoedigend hier sal uitgaan, Here, reg vir die week, Hemelse Koning. En Here, bo dit vra ek, Abba Vader, dat elkeen wat hier so sit, bewus sal wees van wie binne in hulle lewe. Dat die koning van die heelal, die skepper van die hemel en aarde, die een wat die naam het bo elke ander naam, binne in ons lewe. Hy lewe binne in ons. En dat ons klaar by Jesus sit in die hemelse sitplek, in heavenly places, we are already seated with Christ. Ja, ek bid dat dit 'n rema sal word vandag vir elke liewe een. Dat ons dit sal gryp met ons gees, mens, Hemelse Koning. En dat dit tot ons in ons maak. That we will grab a hold of it, pull it closer to us, and that we will make it part of us. In the name of Jesus Christ. Dankie Jesus vir U teenwoordigheid. Dankie Here dat U perfekte wil hier sal geskied vandag. In die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Lekker. Is julle opgewonde om hier te wees? Ek is opgewonde. Ek is opgewonde waar ook al Jesus is. Okay, ons praat oor 'n baie spesiale gedeelte vandag en ek glo dat dit elkeen gaan stig en gaan bemoedig vir die week wat voor lê en as jy jouself gaan oopstel vir die Heilige Gees, as jy gaan jouself gaan oopstel vir wat Jesus wil sê vandag vir jou, dan gaan jy dit ontvang. As jy jou hande uitstrek soos 'n klein kind, die babietjie se hande uitstrek na sy vader toe, die vader kom en tel hom op. So maak dit ons in vandag. So ek begin by Romeine 8 vers 1. As iemand na jou toe kom en hy vra vir jou, wie is jy? Wat gaan jou antwoord vir die persoon wees? Ek is 'n mens. Ek werk vir 'n koerierbesigheid. Ek het net 'n paar van my tande is al uitgetrek. 'n Mens gaan al hierdie paar goedjies simpel goed aandink om wat te dink vir die persoon te sê. Maar wie van ons gaan sê dat, en dit nie net sê nie, maar dit weet, dat ek is 'n kind van God. Ek is geliefd. Die Here het my met 'n doel geplaas hier op die aarde, groter as wat ek ooit kan dink vir myself. Ek is geskape vir 'n doel soos dit. Ek is nie 'n fout nie. Ek is nie net ewe skielik, ek het in die wêreld gekom nie, ek is nie 'n fout nie. En dat Jesus Christus vir my sondes gesterf het. En dat hy op die 3de dag opgestaan het. En dat omdat hy lewe, kan ek lewe. Omdat Jesus gesterf het vir my sondes, is ek ook dood. Ek het saam met hom gesterwe. En dan sê ek wat nou meer lewe nie, maar dit is Christus wat deur my lewe. So ek wil maak saam met my oop as die wat julle Bybel sit op Romeine 8 vers 1. Dit is 'n baie bekende gedeelte. Dit was 'n baie gedeelte waar die vyand party mense heeltemal anders te oortuig. Daar is dan nog geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Baie keer kom die vyand, as jy 'n glipsie gehad wat die vyand sê vir jou, en hy condemn jou. En hy sê vir jou wie jy is en wat jy is en dat Jesus jou nooit gaan vergewe en warra.
Daar is dan nog geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Dit is ontsettend belangrik om te verstaan wat hier geskryf word. Eerstens, daar is nog geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. So eerstens, die voorwaarde is, jy moet in Christus wees. Jy moet besef dat Jesus 'n plan het, en dat jy moet besef dat wat Jesus op die kruis gedoen het vir jou sonde, as jy dit aanvaar, as jy jou hande uitstrek na Jesus toe en sê, Jesus, ek glo wat jy op die kruis gedoen het, is die waarheid. Dan is daar geen veroordeling vir jou nie. So die veroordeling, die Griekse woordjie hierso is katakrima, maar dit is nie belangrik om te onthou nie, die betekenis van dit is belangrik. So veroordeling beteken 'n staat wat kritiek en oordeling uitdruk. So wanneer jy onder condemnation is, wanneer jy onder veroordeling is daar 'n neiging dat altyd dat die fokus op jou geplaas word. Dat jy is 'n slegte persoon en jy gaan nooit die gebooie van God onderhou nie en snaakse goed wat die duiwel 'n mens bewus maak van, en as jy dit gaan vat en dit jou eie maak, gaan daar 'n probleem begin. Dan gaan daar ewe skielik onkruid begin saai word tussen God se woord, die ware saad wat in jou hart moet wees, in jou vrugbare land. Jesus kritiseer en oordeel jou nie. Die duiwel wat die vader van die leuen is, ons lees in Johannes 8 vers 44 dat die duiwel is die vader van die leuen, wat gekom het om die sinne te verblind van elke nuwe persoon hier op aarde. Dis hoekom mense nog in die wêreld, hulle sinne is nog verblind. Hulle sinne is nog verblind. Hulle kyk nog vas aan die wêreld en wat die wêreld hulle kan bied en hulle geluk word gebaseer hoe die wêreld hulle hanteer. Maar vir die kind van God is dit heeltemal anders. Vir die kind van God is Jesus. Hy bly dieselfde. Hy verander nooit. Hy sê een dag aan en 'n ander dag is hy weer nie. Hy is altyd aan, hy bly aan. Alles wat hy sê is ja en amen. Om in Christus te wees is iets ontsettend spesiaal. Dit illustreer 'n posisie in jou verhouding met Jesus Christus. Ons weet dat Christus binne in ons lewe, maar ons lewe in Christus ook. Beteken dit dat ons in 'n verhouding is met Jesus Christus. En die oomblik wanneer ons in 'n verhouding is met Jesus Christus, die oomblikke wanneer ons, almal weet hoe dit is om in 'n verhouding te wees met wie ook al, met jou pa, jou ma, om 'n verhouding te wees met Jesus beteken, there is something strong, there's a connection between you guys, tussen jou en Christus. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê dit so mooi. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, die verlede, dit wat was, dit het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Nou daai woordjie nuwe skepsel beteken, jy is splinternuut gemaak. Jy is splinternuut gewas. Daar was en sal nog nooit iemand soos jy wees hier op aarde nie. Wanneer God na jou kyk, wanneer jy voor God staan, God sien 'n produk van die bloed van Jesus voor hom staan. Hy kyk deur die lens van die bloed van Jesus na jou, dat jy is skoon, jy is heilig, jy is geskape en gemaak vir 'n tyd soos hierdie. Niks wat die vyand doen, niks wat die vyand sê, kan teen jou gebruik word nie. Maar baie keer wat ons doen is, ons gee ag aan die stem van die vyand, harder as wat die stem van die Here is. En ons sê, vyand sê 'n bietjie meer wat jy sê. Dit klink lekker, ek moet dit koester. Ek moet dit koester dat ek niemand is nie. Ek moet dit koester dat ek verlore is. Ek moet dit koester dat, wat ook al dit mag wees, ek moet dit koester. En dan begin dit soos 'n geestelike siekte groei en dit broei. En hoe meer jy goed koester wat die vyand jou bewus maak van, hoe meer groei hierdie geestelike siekte in jou hart en in jou lewe. Romeine 5 vers 18. So, dis 'n mooi gedeelte. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Waaroor hierdie gedeelte gaan is oor Adam en Jesus. Deur Adam, deur die eerste Adam, het sonde in die wêreld gekom. Ons weet dat
wat in die tyd van Eden gebeur het, dat sonde plaasgevind. Sonde bring skeiding tussen jou en God, jou verhouding met God. Dis wat sonde doen. Sonde is absoluut daai breek wat plaasvind in 'n verhouding tussen jou en God. So sonde het in die wêreld gekom en ons is gebore met 'n sondige natuur. Maar God het gesien en hy het die situasie so gekyk en hy het besef dat daar gaan iemand kom, iemand wat deel is van my en hy gaan kom en hy gaan met sy lewe betaal en al die sonde gaan skoon gewas kom. Dis hoekom die woord sê, daarom dan, net soos dit deur die een misdaad alle mense tot oordeling gekom het, dit was Adam, deur Adam sê vir Adam, het sonde in die wêreld gekom, en ons sien met Kain en Abel, en ons sien oor die loop van die Israeliete, hoe hulle gesukkel het, hoe dit vir hulle moeilik was, om gehoorsaam te wees aan God. Even die manne wat God gebruik het, Moses, daar was altyd hierdie sondige natuur, wat wou die heeltyd voor God se plan inspring. En dit wil steel wat God bestem het vir die sekere persoon. Sonde steel van jou. Sonde steel heavy van ons. Dit steel, as jy dit gaan toelaat, gaan dit alles steel van ons. Die vyand kom, die vyand is uit daar om te slag, om te steel en te verwoes. Dit is sy modus operandus, dit is sy manifesto, as ek dit so kan stel. Dit is wat hy doen hier op aarde. Hy slag, hy steel en hy verwoes. Daar is 'n Griekse prentjie Avon, en die Griekse prentjie is die volgende 3 illustrasies. Dis 'n prentjie van 'n oog, dis 'n prentjie van 'n hoek, 'n visvanghoek, en dan die derde prentjie is 'n prentjie van visies wat vermeerder, wat eksponensieel vermeerder. En wat dit sê is, jy moet nou by my bly, as jy gereed. Okay, so daar is 'n prentjie van 'n vis, van 'n oog, dis 'n prentjie van 'n hoek en dis 'n prentjie van visies wat vermeerder. Die simboliek agter dit sê dat wat ook al jy op fokus met jou oë, enigiets in die lewe, wat ook al jy fokus, met ander woorde, jy spandeer tyd met dit, jy is die hele tyd by dit, jy is die hele tyd by dit, so met ander woorde, jou oë, jou inname, jy neem dit in jou geesmens in. Jou oë is 'n manier hoe jy goed inneem. Dan wat ook al jy op fokus, as dit jou hoek, gaan dit vermeerder in jou lewe. Met enigiets in die lewe. Enigiets in die lewe. God se woord, as jy fokus op dit, as jy deur dit gaan, en jy leef van dit, as dit jou hoek, gaan dit vermeerder in jou lewe. Dis 'n wet. Dit gaan vermeerder in jou lewe. So ook, as die ander, die waarheid, wat ook al sleg jy op fokus, as dit jou hoek, gaan jy vermeerder in jou lewe. Of dit nou weer depressie is, of dit wat ook al die vyand wil probeer verkoop in jou, moet dit net nie koop nie. Met die oomblik as jy dit koop, hoek dit jou. Dit gaan vermeerder in jou lewe. Dit is baie, baie belangrik. Verstaan almal dit, is almal met my met dit. Okay. Geregtigheid. Okay, ek gaan verder lees in Romeine 5 vers 18. So ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. So ons verstaan in hierdie gedeelte dat dit alleenlik is deur Jesus Christus wat ons regverdig maak, omdat Jesus Christus vir ons op die kruis gesterf het en dat ons geregverdig kan wees, nie as gevolg van onsself, nie as gevolg wat ons so wonderlike gesiggie het en mooi tandjies en hartjies het, maar as gevolg van die feit dat Jesus vir ons op die kruis 2000 jaar gelede gesterf het, by die derde dag uit die dood het opgewek en hy lewe, hy sit aan God, die Vader regterhand, so ook lewe hy binne ons. Maar as gevolg van dit is ons regverdig as ons ons hoop en vertroue in God alleen stel. Nou geregtigheid, as jy self dit beteken, dit wat reg is voor God, soos ek nou net gesê het, wanneer God na jou kyk, sien hy 'n produk van Jesus Christus. Hy sien die saad wat Jesus gesaai het op aarde. Hy sien die opbrengs van dit, hy sien die oes van dit. Weet u dat Jesus se offer op die kruis saad was wat gesaai was? Weet julle, dit is saad wat gesaai was. En ons sien nog daagliks hoe hierdie saad vrug begin dra in die wêreld. En vrug begin dra beteken dat kom siele in.
na Jesus toe, daar kom siele in tot bekering, reg oor die wêreld, noord, wes, suid, oos, daar kom siele tot bekering, mense in massas kom tot bekering, dis alles 'n oes, dis alles 'n oes wat inkom, en ons is die arbeiders, ons is Jesus se hande en Jesus se voete hier op aarde, ons moet dit doen wat Jesus sê vir ons moet doen, ons moet geen ag en geen plek gee vir die vyand vir ons, om 'n pad uit te lê vir ons, en te sê, nee duiwel, in die naam van Jesus, shut up, jy het geen plek in my lewe nie. Jy het geen reg in my lewe nie. Hier is 'n stempel op my geplaas. And if you look closer, you will see that it says the blood of Jesus. It washed me clean and it washed me and it made me whole. Hoe dis exciting. Hey. Okay. Ons gaan na Efesiërs 2 vers 6. Verlossing uit genade. Wow. Ok, ek gaan na julle hoofstuk 2 lees tot vanaf 1 tot 10. En julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en sondes. Hier leer ons dat misdade en sondes maak ons geestelik dood. Finish en klaar. Dit maak nie fisies dood, jy is nog steeds 'n mens hier en jy is lewendig, maar geestelik maak jy dood. Sien, daar's twee verskillende dode. Is vleeslik dood. Vleeslik dood is wanneer die begrafnis is en die persoon word begrawe. Geestelik dood beteken, die verbintenis tussen jou en God is weg. Daar's niks, dis klaar, dis stikkend. Daar's niks connection nie. Met ander woorde, dis presies dieselfde van, jy plak 'n prop daarin en ek plak dit in 'n byvoorbeeld 'n TV in en ek sny die prop in die middel af. Daai TV gaan nie aankom nie, want die pop is, daar's niks nie, daar's nie verbintenis nie. Dis wat misdaad en sondes gedoen het aan ons. Waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld. Ons almal was gebonde in die wêreld gewees en Jesus het gekom om ons vry te maak. Daar's niemand sonder sonde, dit sê die woord. Volgens die owerste van die mag van die lig van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Dis die gees van die wêreld, dis die vyand. Dis die vyand wat mense gebonde hou, dis die vyand wat mense, die kinders van die wêreld gebonde hou en hy werk in hulle. Dis duisternis. Onder wie ons almal ook voorgewandel het, vers 3, onder wie ons almal ook voorgewandel het, in die begeerlikheid van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die troon, net soos ook die ander. Dis waar ons was, almal was vasgevang in dit gewees. Maar dank die Here, hy het geweet dat daar iemand gekom, wat ons al skoon was en ons lewe gaan verander. Vers 4. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groot liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was, deur die misdaad lewend gemaak het saam met Christus. Uit genade is julle gered. Ek het besef dat God se genade vir 'n persoon wat moord gepleeg het, God se genade vir iemand wat 'n klein mentjie vertel het, is presies dieselfde. God het genade teenoor elkeen van ons as mens. God se genade is so groot, daar's niks wat ons ooit kan doen, wat ons dit kan verdien nie, want is 'n geskenk, it's a gift. Ons kan niks uit ons eie vermoë uit doen om God te behaag, om meer genade te kry, of nee, God se genade is 'n geskenk. En elke keer wanneer God na ons kyk, wanneer hy na ons sien, kyk hy na ons deur die oë van Jesus Christus. En Jesus lewe binne in elkeen van julle. Jesus bly nie in 'n vuil plek nie. Jesus bly in 'n heilige tempel, wat elkeen van julle is. Jesus deel nie sy huis met ander vuil goed nie. Jesus deel sy huis met niemand nie.
Alles dan baie keer kom Jesus woning in maak, en Jesus is 'n gentleman. Jesus kom en hy sê, okay, hierdie behoort al aan my, ek sien hierdie behoort al aan my, maar ek sien daai gedeelte behoort nog nie aan my nie. So ek het nog nie volle beheer oor nie, want jy wil my nie volle beheer gee nie. Dit kan vergelyk word met hierdie massiewe huis, met 10 kamers in hierdie huis, en kombuis en badkamers en alles. En hierdie huis verteenwoordig ons hart. En ons nooi Jesus in en sê vir Jesus, Jesus, jy mag in daai kamer gaan, en daai kamer gaan, en daai kamer gaan, maar asseblief, jy mag in daai kamer gaan, in daai kamer gaan. En Jesus sê, okay, dis reg. Ek sal net in die kamers gaan wat jy vir my sê, ek mag gaan. Maar weet dat daai kamers waar ek nog nie in is nie, daai kamer gaan 'n potensiële gevaar vir jou wees, want ek lewe nog nie daar binne nie. En die vyand kan klop en hy kan sien, die vyand klop en jy maak die deur oop van jou hart vir die vyand om in te kom, want daar's nog kamers wat nog nie aan Jesus behoort nie. Maar jy kom op 'n plek in jou lewe waar jy besef dat ek kan nie meer dit doen nie. Ek kan nie meer hierdie onderhou nie. Jesus kom neem besit van alles. Van die badkamer tot die huisboot, tot al die ander kamers. Kom lewe in elke liewe een van hierdie kamers. En dan volgende keer wanneer die vyand kom, wie maak die deur oop? Jesus maak die deur oop. En sê, vyand, wat soek jy hierso? This house is under new management. Okay, vers 5. Ook toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak het, saam met Christus, uit genade is ons gered. Okay, vers 6. En saam opgewek. Ons is saam opgewek. Sê saam opgewek. Okay, ons is saam opgewek. En saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Ek gaan dit in Engels doen, want in Engels is dit so mooi. And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Eerste keer dat ek die skrif gelees het, verstaan ek nie wat hier aangaan. Want ek is hier op aarde, hoe sit ek by Jesus in hemelse plekke? Maak nie sin nie. Dit beteken goed vir ons as kinders van God. As Jesus jou nou iets te doen, al maak dit nie sin dat jy visie oor die dood in elk geval. Want 90% van dit maak nie sin nie. Vir jou vlees nie. Gaan dit weer lees. En saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. So nou moet jy verstaan, jy sit wel klaar by Jesus in hemelse plekke saam met hom. Dis geestelik. Dis geestelik. Die oomblik toe ons Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser, is ons dood vir die sonde. Ons is dood vir dit wat was. Ons het saam met Jesus opgestaan en is lewe in 'n splinter nuwe lewe saam met Jesus Christus. So ons sit saam met Jesus, daar is by God die Vader sit ons saam met hom in hierdie plekke. Ons weet dat ons het 'n ticket en hy ticket gaan net na een plek toe en dis op. Ons kan weet met 'n wete, moet nooit aan die vyand na jou toe kom en vir jou sê, jy gaan jou salvation verloor en jy gaan jou ticket na die hemel gaan jy verloor nie. Deur dat wat jy doen nie, dis die grootste leuen wat die vyand soveel mense gebonde hou vandag is dat, as jy dit doen, sê jy altyd, jy gaan nie meer hemel toe nie, jy gaan af. Dis 'n leuen van die vyand. Dis 'n leuen van die vyand. En Jesus bring al hierdie goed vir ons na die oppervlakte om vir ons te wys dat ons hoef nie ag te gee en te luister na die leuns van die vyand nie. Want die grootste van die grootste leuns is 'n waarheid wat getwist na jou toe kom. En hy kom in die vyand die dit so en sê, kyk hierso, dit is die waarheid. Maar die geeskracht van God gaan jou alleenlik openbaar dat dit eintlik nie die waarheid is, en dat dit 'n waarheid is wat verdraai is. Die oomblik wanneer jy besef dat een van die, daar is 'n baie amazing goed, maar een van die most amazing goed van die skrifgie is dat jy het 'n posisie en 'n autoriteit in Jesus Christus. En eerstens, jy is nie net sommer net nog iemand, nog 'n mens met wie Jesus moet deel nie. Jy is 'n geliefkoeste kind van die koning. En omdat Jesus binne in jou lewe, het jy autoriteit oor die werke van duisternis. Jy het 'n sekere posisie in Christus Jesus. As Jesus in jou lewe, dit is eintlik so mooi.
As Jesus in jou lewe is, die koning van die heelal in jou lewe, is jy nie net 'n somme nie, maar jy het 'n spesifieke posisie en autoriteit in Jesus Christus. Daarom hoef jy nie alles te aanvaar wat na jou toe kom nie. Jy hoef net aanvaar in jou skouers in die lug op te steek en sê, okay, dis maar nou seker hoe dit moet wees nie. Wat sê Jesus? Wat sê Jesus moet dit wees? Wat sê Jesus is die plan? Wat sê Jesus, wat se rigting moet jy gaan? Wat sê Jesus moet jy doen? Dikwels is 'n mens so gefokus op wat jy in die oomblik moet doen, of wat jy kan doen in die oomblik, en ek praat met myself in die oomblik ook. Dikwels is jy gefokus op wat jy as mens kan doen aan die situasie waar Jesus sê, word rustig, en dan sal jy my stem kan hoor. Want terwyl ons nog besig is met redenasies, is dit uitwerk, okay, wat is daai plan, wat is daai plan, wat is daai plan, wat is daai plan? Iemand het eendag gesê, dit is absoluut die waarheid. We don't make plan B's. We only follow Jesus' plan, and that's plan A. Een plan. En dis Jesus' plan, dit kan nooit misluk nie. Ons lees aan daar by vers 7. Sodat hy in die eeue wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered. Ons het nou net gepraat van genade. Deur die geloof. En dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand maar roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Want ons is sy maaksel. Ons is geskape deur hom. Ons is gemaak deur hom. Tot goeie werke. Wat God vir ons voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Daar is en sal nooit iets sleg in God wees nie. Alles van God is goed. Daar's niks sleg nie. Nou dat iemand vir jou kan vertel is dat God maak duisternis en duisternis kom van God en na. Nee, dit is nie so nie. Daar's niks sleg in God en alles wat God voorberei vir ons, elke liewe een, is alleenlik net dit wat goed is. Die gedagtes wat God aangaande jou het, is net goed. Die gedagtes wat God aangaande Suster Lene het, is net goed. Is net vrede. Is net liefde. Is net omgee. Is net God se hart wat deur Jesus deur ons vloei na gebroke mense daar buite. Daar's soveel mense daar buite wat op soek is. Hulle is op soek na iets wat daai rotte kan volmaak, wat net Jesus kan volmaak. And they don't know it yet. Hulle weet dit nog nie. Hulle weet nie dat Jesus is die enigste sleutel wat in daai slot kan pas nie. Baie mense vul dit met wat ook al in die wêreld, met nuus, met rook, met dwelms, met alkohol en vind 'n klein genot in dit. Maar daai klein genot veroorsaak dat dit 'n ewige impak op die persoon kan hê. Daar's baie mense in vandag wat sê dat ek wens ek het meer tyd, ek het my lewe gemors, ek het my tyd hier op aarde gemors. Omdat ek vir so lank vas was aan iets waar ek eintlik tyd kon spandeer het met Jesus in daai tyd. En nog steeds bo dit alles kom Jesus na jou toe en hy sê ek het jou lief. Ek het 'n plan vir jou. My liefde vir jou is nie gekoppel aan hoe lank jy iets gedoen het nie. My liefde is gekoppel aan iets wat vas is. Dit wat 2000 jaar gelede gebeur het hier op aarde. Dink 'n bietjie daaroor. Jesus het absoluut alles gegee wat ons ooit nodig sal hê om hierdie lewe hier te kan lei en die een wat kom. Ek kry in die week kry ek nuus dat iemand, 'n neef van my oorlede is, dat 'n ongeluk gebeur. Ek gaan nie te grafies gaan nie, maar hy is tydelik in die ewige verwissel. En ek ken hom, ek weet hoe hy sy lewe gelei het. En ek kies om te glo dat in die laaste oomblikke dat
hy oorgegee het aan die Here. Mens weet nooit wat in die laaste oomblikke gebeur het en jy kan nie sê die persoon het 'n losbandige lewe gelei op aarde en die persoon het eweslik in die hel. Jy weet nie wat in die laaste oomblikke gebeur het nie. Dalk in die laaste oomblik het hy gesê, soos die persoon wat langs Jesus op die kruis gaan het, vergewe my nie wanneer die paradys in gaan nie. Vergeet my nie. En ek het eers in die laaste oomblik gesê, Here, ek glo. Dat is al wat dit vat. Dit is nie complicated nie. Dit is nie 'n reël of 'n regulasie of 'n sekere metode wat jy dit moet doen nie. Dit is eenvoudig. En ewen in die laaste tyd wat hy daar gelê het, wat hy geweet het dat hy die tydelike met die ewige verwissel, het Jesus se genade hom oorrompel. En ek kies om te glo dat hy by Jesus is, die paradys is. En daarvoor eer ek die Here vir dit. Dit is absolute voorreg. Weet jy wat jy graag iets sê? Weet jy lyk baie eager daar. Dis Jesus. Dankie Jesus. Ek dink ons maak net gemeenswoord doen. Dankie koning Jesus. Dankie vir die boodskap Jesus. Dankie vir u dit op so 'n unieke manier vandag vir ons bring. Dankie dat u met ons praat en u ons kom leer. Help ons net Heilige Gees dat ons aandag steeds op u sal wees. Laat ons denk op u gefokus en maak ons oë en ons ore oop. Sowel as ook ons geestelike oë en ore dat ons kan hoor en verstaan wat u te sê het vir ons. Maar Vader, help ons om te besef hoe werklikheid die ewigheid is en dat ons moet reg lewe, dat ons nie dit minag nie. Jesus het vir ons gesterf van die kruis, het ons kom vrykoop van ons sondes, het vir ons 'n opsie gegee om lewe te kies, maar help ons dat ons dit nie sal minag nie. Dat ons nie sal dink net omdat u dit vir ons gedoen het, dat dit vanselfsprekend is nie, maar help ons dat ons lewens goed sal wees vir u koning Jesus. Let us not take for granted your mercy, Lord, your loving kindness. Dankie Abba, dankie dat u net ons lei verder, dat u vir my presies wat wys wat u vandag wil deel, omdat ons moet hou vir volgende week. Maar dankie koning Jesus, dankie vir hierdie tyd wat ons net saam is. In Jesus onmagtige naam. Amen. So, ek gaan nie die hele boodskap hê ons het te lank besig en genoeg raak of te daar by die huis kom. Maar net toe Darren so mooi vir ons wat hy gesê het, onder andere net paar wat ek net weer wil uitlig van hoe sonde ons geskei het van God af. En dit is so, dis wat met die val gebeur het, want ons is gemaak, geskaap in God se beeld. Nee, God is beautiful, hy is heilig, hy is rein, daar's net goedheid by God, nee? Alles wat goed is van God af en ons was in sy beeld geskape. En met die val, met die verkeerde keuses wat Eva en Adam gedoen het met die val van, en dit sê moes die eerste Adam daar die val gekom, is daar skeiding gebring en dit is waar verkeerde maniere van doen ingekom het en duisternis ingekom het. En die menslike natuur word natuurlik geroel deur boosheid, nee, deur die vervalle staat van mens wees. Maar Jesus het ons kom 'n weg uitgee en dis toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy dit vir ons moontlik gemaak. Nou kan ons vry wees van ons sondes, ons kan nou 'n nuwe pad wandel en ons word, soos ons gelees het nou in 2 Korintiërs 5:17, 'n nuwe skepsel, nee? En dit gaan nie net oor ons geesmens wat vernuwe word nie, dit gaan oor Jesus wat die hartswonde kom genees. Al die dinge wat in ons verlede gebeur het tot nou toe, of dit ons skuld was of nie, partymal gebeur daar die dinge met ons en dit maak ons seer en bitter en dit is nie iets wat ons noodwendig verkeerd gedoen het, wat veroorsaak het dat mense dit aan ons gedoen het nie, maar daai maak ons seer, wanneer ons nie word, Jesus maak ons onmiddellik net, ons word wedergebore en dit is in daai oomblik word ons gees geconnect weer met God. Daai wat daarin gesê het, soos die koord wat stikkend gesny was,
dit word weer connect, maar dis sommer met 'n nuwe koord. Dis nie eens net Galasiërs, heeltemal nie gemaak. Ons word weer terug herstel met God in eenheid en maar dis ook 'n proses. Nee, en dit gebeur onmiddellik met die new creation, om 'n nuwe skepsel te wees. Ons word onmiddellik vernuwe, maar dan die vernuwing hou aan. En dis 'n vernuwing wat aanhou deur die res van ons lewe saam met Jesus, né? En dis hoekom daar sal tye wees wat jy gee hart vir Jesus dalk in die begin, jy is opgewonde oor jou geloof en oor Jesus en alles, en jy ervaar die verandering in jou lewe. Maar dan soos tyd gaan, begin jy dalk moeilike tye meer ervaar, en daai moeilike tye bou ons geloof en dit toets ons geloof en deur dit word ons sterker. Maar dan is daar ook seisoene mense lewe wat al hierdie seer en die herinneringe van die verlede en dinge wat gebeur het opkom. En dan dink mense maar, wat gaan nou aan? Hoekom ervaar ek weer al hierdie goed wat van tevore gebeur het? Hoekom is ek so hartseer? Hoekom is ek so seer op die oomblik en al hierdie memories kom terug? Daai is deel van die vernuwingsproses. Dit is, Jesus bring daai memories vir ons tot gedagte, sodat ons of kan vergewe of deur dit werk, maar ultimately sodat Jesus ons hartsmens, ons hart kan genees, daai hartswonde kan genees en weer nuut maak. Ons hart nuut maak. Want hy wil nie hê ons moet die swaar verlede saamdra nie. So nie net ons sondes nie, maar ook nie die seer nie, en ook nie ons ou maniere van doen nie. So, die vernuwingsproses, dit is, ons sondes is weggevee, ons is skoon gewas, ons is nuut gemaak. Ons koneksie met God is nuut gemaak. Maar so ook, soos ons sê, die hartswonde wat genees word, so ons hart word nuut, sodat daai goed ons nie meer terughou nie, maar dan ook ons maniere van doen, en dit is onder andere die boodskap wat Jesus met my werk om vir julle oor te dra. Ek vermoed ons gaan dalk volgende week verder aangaan in dit, want dit is groot, maar dit gaan oor heiligmaking. And to be holy as Christ is holy. En dis so moeilik, want heilig, net God is heilig. Ons moes 'n mens heilig, net God alleen is heilig. Maar dan tog is daar skrif, en so sien of Jesus ons nou daar te gaan of nie, maar wat skrif wat praat van hoe ons heilig is. En dit is so moeilik om te verstaan, want hoe kan ons heilig wees, want ons kom uit die vervalle natuur, maar wat dit is dis Christus wat deur ons lewe, en daai skrif, waar Darren nou was, waar hy vir ons gelees het van waar ons in die hemel sit, en gekyk. Efesiërs 2 vers 6, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, né? So ons sit saam in die hemel, saam met Jesus, né? Nou hoe werk dit, soos Darren gesê, dit maak nie nou lekker sin nie, maar wat ons moet verstaan is, wanneer ons lewe vir Jesus gee, then it is no longer I who live, but Christ who lives in and through me. So wat gebeur met my? Waar is my lewe? Nee, die oomblik wat ek my hart vir Jesus gee, opreg gee, en daai vernuwing begin plaasvind, dan word my lewe basies eintlik uit my uitgehaal. En dit sê, your life is now hidden in Christ. Nee? So wat gebeur is ons in daai oomblik wat in die geesverandering gebeur is, ons word eintlik uitgehaal en ons word in hemel gesit, in hemelse plekke by Christus, en nou is dit oop sodat Christus deur ons kan kom lewe. En so dis hoekom daar skrif kan lees wat sê ons is heilig, want dis nie ons nie, maar dis Christus in ons. Ons het laasweek weer genoem oor God se naam Yahweh. Yahweh wat mens net dit is die groot ek is, I am, maar dit praat van hoekom God se naam ek is of I am is want God is alles, nee, so nie net hou hy alles by mekaar, net God alles is skep nie, maar hy is alles. So ons het laasweek het ek genoem van wysheid. God gee nie net vir ons wysheid nie, hy is ons wysheid. So as ons vra vir wysheid in daai oomblik, stel ons onsself oop dat God se wysheid deur ons kan kom uitlewe. So in daai oomblik is dit God, die wysheid van God in sy wysheid wat deur ons kom uitlewe, né? En net so is dit met die heiligmaking. Dit is God alleen is heilig. Maar wanneer hy sê, Jackie, jy is heilig, Mariska, jy is heilig. Ons is 'n heilige nasie, né? Wat dit beteken is, God sien vir Christus in ons. Abba sien vir Christus in ons. Want dis wat die kruis gedoen het, dat deur die werk van die kruis sien Abba Vader, sien
Jesus in ons en deur ons, want dit is nou Christus wat deur ons lewe. So, Abba Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees is een, maar elkeen het hulle eie funksie en eie doel. So, nou in hierdie dispensasie waar ons is, weet ons die Heilige Gees het ons uitgestort geword met Pentekost, en nou leef die Heilige Gees binne in ons, en dis deur sy mag, deur sy werking, deur sy lewe, deur sy vermoë wat ons kan lewe en dinge doen. Ons kan niks doen sonder hom nie, dit is die Heilige Gees wat ons in staat stel. En dan weet ons ook, ons bid tot Abba, en ons bid in Jesus naam, en ons bid deur die Heilige Gees. So elkeen het 'n rol. Net gou-gou 'n note opdaai, gaan 'n bietjie side note, maar dit beteken nie jy mag nooit bid tot Jesus nie, dat jy nooit mag bid tot die Heilige Gees. So sy wat mense het gesels, want gebed is maar eintlik net om te gesels met God. So as jy wat net gesels met die Heilige Gees, of jy wat jy met Jesus gesels, en dis fyn. Daai orde van jy bid tot God in Jesus naam, en dis die Heilige Gees, altyd is die Heilige Gees wat ons help om te bid, nee? Want alles wat ons doen is die Heilige Gees deur ons. Maar daai om vir Abba te vra in Jesus naam, dit is veral daai formule word gegee, wanneer ons iets vra, wanneer ons iets nodig het. So God sê, jy vra die Vader, Jesus sê, jy vra die Vader in my naam, en dit sal gedoen word. So net om daai te clarify, maar jy mag bid ook net tot Jesus. Jy kan net met Jesus gesels, jy kan net met die Heilige Gees gesels, dit hang af van jou oomblikie situasie. Maar wanneer die mens na die mens is daai vervallende natuur, hulle kon nie die wet volhou nie, ons weet dit, ons het dit al gehoor, en ons kon nie ons verhouding self met Jesus regmaak, met God regmaak, en daar was sy skeiding. So ons het nodig gehad, dat God self 'n plan moet maak, self 'n manier maak vir ons, om weer daai koneksie te herstel, om weer heilig te word, sodat ons eintlik gered kan word, want anders, ons weet, ons almal was reg op pad hel toe. Al is ons goeie mense, ons is net nie goed genoeg nie vir God nie, maar dis hoekom, so God het in sy volheid, in sy liefde vir ons, het hy besluit dat hy homself as mens gaan manifesteer. So dit is waar Jesus vandaan kom, en dit is hoekom, wanneer ons sê dat Abba sien vir Jesus in ons, beteken dit nie dis 'n skeiding nie, dit beteken nie dat Jesus is minder God as Abba Vader nie. Jesus is absoluut God, die volheid van God, ons sien selfs in Kolossense en meerdere ander plekke waar Jesus is the express image of God. Hy is die, God kon nie gesien word van tevore nie, maar Jesus is die beeld. Dit is wat ons kan sien van God. Dit is hoe hy homself in ons manifesteer. Is deur Jesus, en dit is basies as Abba Vader na ons kyk, hy sien Jesus, sien hy die manifestasie van homself wat deurskyn terugreflekteer na hom toe. Dit is hoekom die Heilige Gees ons, dit sê is 'n spieël, né? Ons word die Heilige Gees help ons om ons te transformeer, ons al meer en meer soos Jesus word. Dat ons nou soos 'n spieelbeeld word, né? En dit is wat ons soos God na ons kyk, dan reflekteer ons vir God weer terug na hom toe, dis sy natuur wat deur ons lewe. So dit is onder andere waar heiligmaking, dit is wat heiligmaking is die proses van ons meer en meer soos God te maak. Dat ons meer kan oorgee, dat die volheid van God kan deurskyn, dat die heiligheid van God kan deurskyn terug na God toe. Nou, ja, ons gaan doorgaan. Ons gaan nie die volle, ons gaan volgende week, vermoed ek. Ek vermoed dat die Here ons volgende week sal begin om aan te gaan, want ons is so pragtig, maar wat ek wel net op wil raak, is daar's 2 skrifte, maar ek wil net gaan eers begin in Hebreërs. Seker net ek het ons gekies gaan lei. Okay, nee. Kan jy vir my na Psalm 51 toe gaan? Psalm 51. Okay. So, voordat daar lees, ons het laas week, het ons gepraat van die skrif wat ons vir God vra dat ons lewe welgevallig moet wees vir God, dat God ons moet help, dat ons voetspore in die woord sal bly, dat ons lewe goed sal wees vir God. En ons het oorgegee vir God en gevra, hy moet ons lewe kom oorneem, dat ons reg lewe vir hom. En ons weet in geloof, verwag ons dat God dit vir ons doen, en hy doen dit alreeds.
Nou, op hierdie heiligmaking, sonder om te diep in te gaan in dit, waaroor dit gaan, soos ek gesê het, is God wat deur ons uitgeleef word. Maar vir dit om te kan gebeur, moet ons totaal oorgee aan God. So ons wil vir God vra, net soos wat ons laas het gevra, dat my lewe vir U goed sal wees en vir U pleasing and acceptable sal wees, né? Deel van dit pas daarby in, maar deel van dit is help my dat ek totaal kan oorgee aan U, sodat U deur my heeltemal kan lewe, sodat daar niks van my is wat U terughou om voluit deur my te lewe. In Him, in Christ, I live and move and have my being, and my life is hidden in Him, but now it is Christ who lives in and through me. So, laat Jesus, laat U volle beheer, dat U volle, net heeltemal voluit U self kan uitleef deur my liggaam, né? En dit is wat ons wil hê. Dit is wat heiligmaking is. Dit is heilig. As God se heiligheid totaal na deur ons kan skyn, dat Jesus is vry om heeltemal deur ons te lewe. Dis wat ons wil hê. Nou, daar is skrif, dit is so mooi, dis in 1 Petrus 2, is daar 'n skrif wat sê, you are my royal priesthood, a holy nation, né? Ons is royal priesthood, dit is koninklike, ons is konings, en ons is priesters, en ons is heilig, 'n heilige nasie. Nou daai beautiful skrif, dit is hoe God ons sien, want onthou, dis wat hy sien in Jesus. En in Jesus daar was die priesters en ons die koningskap gewees, né? Want daar was vroeger net 'n koning, dan was daar 'n priester, dan was nie saam nie. Maar in Jesus het daai twee gejoin en die konings en die priesters het daai rolle, daai ministries het een geword, want Jesus is ons kingly priest. Hy is ons high priest, maar hy's 'n royal high priest. So daai het gejoin geword en van daar af, ons kom nou van Christus af, ons word gebore uit Christus, uit met die wedergeboorte. Dit is hoekom ons 'n royal priesthood kan wees, want ons is 'n afstammelinge van Jesus en van die familie van Jesus. So nou is ons ook royalty en ons is priesters en ons is heilig. Want dit is alles Jesus, daar is karakterskappe van Jesus wat gesien word. So wanneer God vir ons sê, ek weet in Exodus was daai skrif aanvanklik gewees, wat hy sê, hy gaan hê 'n nasie van a royal priesthood and a holy nation in die Ou Testament. En toe, ons weet mos nou in die Ou Testament en die Nuwe Testament met mekaar saamwerk, in 1 Petrus 2 word daai skrif weer gesê, waar God weer net sê, nou sê ons is a holy priesthood, a royal priesthood and a holy nation. Meaning daai skrif wat Jesus aan die Ou Testament, wat God toe al van gepraat het, dit het nou tot vervulling gekom deur Christus. So wanneer God na ons kyk, is dit wat hy sien, royalty, en die priesthood en holy, maar hy sien dit alleenlik wanneer ons oorgee, wanneer Christus deur ons kan uitleef. En dit is hoekom ons vir God vra om ons skoon te maak en rein te maak en ons wil kan oorgee, dat hy ons konstant so sal kan sien. Dis die goal wat God vir ons het, dit is wat hy graag wil hê, dat ons altyd so moet wees. En ons kan, as ons oorgee, maar ons moet kom op die punt van heeltemal oorgee. Nou, Psalm 51, die eerste paar verse, dit is so exciting hierdie, maar ons gaan nie nou in dit gaan, maar op 'n stadium gaan ons hopelik praat oor die gedigte in die Bybel en hoe God met gedigte werk en hoe die gedigte bymekaar gesit is om vir ons beter te verduidelik wat in die woord staan. En hierdie is 'n besonderse psalm oor as jy nou wil kyk na die gedigte, maar as ons lees in vers 3, so Psalm 51 vers 3, wees my genadig o God na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. So basies daar vra hy, wees my genadig en maak my skoon. Basies, né? Dis wat ons wil skoon wees, want hoe skoner ons, soos ons skoon wees, is ook hoekom ons vir Jesus aanvaar het, want ons wil skoon wees van ons sondes. Hy sê, in vers 4, was my heeltemal van ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge en my sondes altyd deur voor my. So net daai 3 verse of ons gaan lees van daai. So, net gaan vir julle te vertel waaroor hierdie spesifieke psalm gaan. So dit is Dawid, 'n psalm van Dawid en dis 'n beautiful gedig wat hy geskryf het en as 'n gebed na uitroep vir God want hy het groot foute gemaak in sy lewe en hy vra vir God om hom vry te maak van dit.
was my skoon, hy vra vir vergifnis, maar dan, wat in hier vers 4, waar hy sê, was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Daai lyntjie, wanneer mense gedig skryf, gebruik hulle baie beeldspraak, so hulle probeer 'n prentjie skep vir 'n mens om te sien in jou kop, want dit is soms makliker om 'n konsep te verstaan as ons dit in 'n prentjie sien. Nou daai prentjie wat geskep word in vers 4, praat oor die leviete, oor die priesters in die Ou Testament in die tempel. Die leviete se rol was om te reinig, né? So omdat God so heilig is, enigiets wat in sy teenwoordigheid inkom, moet rein wees en heilig wees, né? Net want God is so heilig. Dus hoekom daarin net, ek dink as met die Bybelskool so 'n paar weke terug gepraat het van die priesters wat as hulle in die Holy of Holies, die allerheiligste inkom, hulle moes klokkies aan hulle kleed gehad het en 'n toutjie, want as dit nie rein genoeg is, dan gaan hulle dood en dan moet hulle uitgetrek word. So dit is selfs enige iets, selfs die altaarbakke en die kandelare, alles moes gereinig geword het wat in die tempel is. So die leviete moes konstant alles skoonmaak. Dit was 'n foreshadowing van wat Jesus kom doen het en hoe ons gaan rein wees, omdat ons kan nou heeltyd in Jesus se teenwoordigheid wees. Nee? Okay, maar daai, so die was my van my ongeregtigheid, reinig my, dit praat oor die priesters en wat hulle moes doen, hulle moes skoonmaak. Nou, ja. Okay, onthou net daai, né? So jy het 'n priester nodig gehad om jou rein te maak, om jou skoon te maak, sodat jy eers kon aanbid in die tempel kom en sodat jy mense kon nie voor God hulle kon nie in die heiligste van heiligstes kom nie, in die Ou Testament. Nou kan ons, want die veil is geskeur, maar ja, die mense het die leviete en die priesters nodig gehad om hulle te reinig, in elk geval, né? Nou, het ons nie meer leviete en priesters nie, maar waar daai weggeval? So, dit het weggeval onder andere met Jesus, want ons weet nou dat Jesus is die koning en die priester, die allerhoogste priester wat daar kan wees, né? Maar wat so interessant is, in die Ou Testament, jy moes van die familie van Aaron gebore gewees het, die bloedlyn van Aaron, om 'n hoëpriester te wees. To be a high priest, you needed to be from the bloodline of Aaron. Maar, in die Griekse, die Hebreëse woord vir priester is Kohen, of baie mense spreek oor dit Kohen, maar C-O-H-E-N. Dis vir die term was vir priester. Wat so interessant is, wanneer ons nou praat van priester, van Jesus as die hoëpriester, né? Die woord is anders. Dis nie dieselfde woord vir priester as wat in die Ou Testament gebruik was nie. Nie net omdat dit Grieks en Hebreëus is nie, maar die term is nie dieselfde nie. Die term wat nou gebruik word, was net 3 keer van tevore gebruik in die Bybel, en dit is met Melchizedek en met 'n ander met Jethro. Maar Melchizedek en Jesus, dieselfde term vir priester was gebruik vir Melchizedek en vir Jesus. En dit is so interessant, want ons sien in okay, ek gaan gou vir julle in Genesis 14 weer. Weet julle wie Melchizedek is? Die nog Adam. Maar dis gou weet jy. Okay. Ek gaan dit net kortliks vir julle doen. So Melchizedek, as jy gaan lees in Genesis 14, gaan jy sien van Melchizedek. Nou dit is 'n super exciting karakter in die Bybel, né? Een wat jy regtig 'n studie van self kan gedoen en self vra vir die Heilige Gees om julle oop te maak. Maar Genesis 14 vers 18 sê vir ons, so dit is in die tyd van Abraham, is die eerste keer vir ons hoor van Melchizedek. So wat gebeur het is Abraham moes gaan oorlog voer teen mense, hulle het oorwinning gekry en toe hulle klomp treasure, of hulle het goed gekry van die oorlog wat hulle gewen het, van die oorwinning. Maar toe Abraham terugkom na sy woning, toe is daar Melchizedek, is daar die koning, hulle noem the King of Salem, is 'n ander naam, or the King of Peace. Nou Melchizedek was vir 'n paar dae en interessant, hy het wyn en brood gehad, om vir Abraham te gee.
toe Abraham daar aankom, die eerste ding wat Abraham wat doen is, hy gee 'n tiende van alles wat hulle nou net ontvang het, gee hy vir Melchizedek. So dis baie interessant, en dis die eerste keer vir ons leer van 'n tiende, van tiende gee. So wanneer mense vir ons sê om jou tiendes of 'n tithe te betaal, is wetties, dan sê ons nee, dit is nie, want die eerste keer toe dit eintlik van gepraat is lank voor die wet in plek gestel, dis in Abraham se tyd. Nou, wat interessant is hierdie Melchizedek. Dit sê, hy is sonder oorsprong. Dit sê, hy het nie 'n ma of 'n pa nie, hy het nie van 'n mens, hy het nie, daar's nie 'n, is jy okay? O, kun jy bietjie skuif? Dit sê, hy het nie origin nie, ons weet nie van waar hy kom nie, hy het nog net verskyn, en hy is soos hierdie koning, priester, hy is 'n koning priester, wat net verskyn het. Sy ander naam, om ons net te geluister, om so Genesis 14 vers 18 sê, en Melchizedek, of Melchizedek in Engels, die koning van Salem, is dit Salem in Afrikaans, dit Salem, the king of Salem, wat 'n priester van God, die allerhoogste was, het brood en wyn gebring. Nou, ek is so cool, ek wil net hê dat dit kan sien. Eerstens, brood en wyn, kom ons begin net, okay. Melchizedek, as julle sal sien, okay, ons weet nie waar hy vandaan kom, hy het net ontstaan. Hy is 'n priester van God af, okay. Dit gaan nou vir julle al meer bekend klink, okay. Hy is die koning van Salem, van Salem, so 'n priester en 'n koning. Die enigste wat 'n priester en 'n koning is Jesus. Hy is die koninklike priester, né? So hulle sê, daar's 'n idee of teorie dat hierdie Melchizedek is 'n type of Christ wat gekom het, 'n tipe van Jesus wat sou kom, wat in die Ou Testament al verskyn het om vir ons te wys hier kom 'n Christus en dis hoe Jesus gaan wees. Of dit kan ewen dalk moontlik 'n verskyning van Jesus wees. Ons weet nie, niemand weet regtig nie, maar dis absoluut 'n prentjie van Jesus. So hy is 'n priester en hy is die hoëpriester van God. Wat interessant is, van al die ander priesters is van Aaron, en is van die bloedlyn van Aaron, maar Melchizedek is 'n priester van God. Nee, so dit beteken, hy is nie van die bloedlyn van Aaron nie, so dis iets wat so moet uitstaan vir jou, en in die Ou Testament sou almal soos, hulle sou dit onmiddellik gesnap het, want hulle geweet, jy kan net 'n priester wees as jy in die bloedlyn van Aaron is, en hy is nie. Hy het ook brood en wyn daar aangebring. En brood en wyn weet ons van die kruis, dit is Jesus se liggaam wat vir ons gebreek is en Jesus se bloed wat vir ons uitgestort is. So hy bring die beeld, hy bring die brood en die wyn wat die prentjie is van die klaarwerk wat gedoen is aan die kruis. Het Melchizedek ook gebring. En Abraham het onmiddellik vir hom 'n tiende van alles gegee wat hulle nou net gekry het. En ons gee vir God 'n tiende van alles om te wys dat ons weet alles behoort aan God. So dit is so interessant en Melchizedek is super exciting. Maar wat nou so interessant is ons gaan kyk, ek dink is, ek gaan nou vir julle sê, ek gaan kyk, ons soek. Ja, as jy kyk na Hebreërs, hoofstuk 5 vers 10. Hebreërs hoofstuk 5 vers 10 sê, so dit praat van Jesus, dit sê, en Jesus is nou, en is deur God, so Jesus is deur God genoem, luister hier, 'n hoëpriester volgens die orde van Melchizedek, nee? So it says, Jesus is named high priest by God, he's named high priest according to the order of Melchizedek. Which is amazing, want dit wys vir ons dat eerstens Jesus was nie van die bloedlyn van Aaron nie, hy was van Juda, hy was van die stam van Juda af, en dis hoekom ons die leeu van Juda is, en omdat hy van Juda is, weet ons dis ons Messias, dit is een van die profeseë wat beswaar word. Maar vir Jesus om ook hoëpriester te wees, maar ook sodat allerlei wettiese en die rede hoekom ons priesters moes gehad het, dis nou klaar, want nou is die orde van die priesterdom van Aaron is klaargemaak. Want toe Jesus gekom het, en hy is 'n hoëpriester van die orde van Melchizedek, en Melchizedek is die priester van God, en hy het net ontstaan. Dit wys dat Jesus is hoëpriester van God af. So, kan nie dan julle deel, maar prys die Here. Kom ons sê net die ore. Dankie koning Jesus.
Abba Vader, wat 'n voorreg dat U ons kom heilig maak. Dankie dat wanneer U na ons kyk, sien U reinheid en heiligheid, solank as wat ons kies om te surrender. Holy Spirit, help us to live surrendered to You. Help us to give it all to You. Soos daarin genoem het van die kamers van ons harte, kom deursoek ons harte. Heilige Gees, maak ons bewus as daar 'n deel is van ons hart van ons lewe wat ons nog nie oorgegee het aan U nie. Ons wil alles oorgee vir U. Kom transformeer ons. Ons gee U die reg om alles te kom verander. Kom verander ons denke, kom breek leuns af wat ons geglo het. Kom verander net alles, Abba, asseblief dat ons, that we can truly have the mind of Christ and that Your holiness may shine through us. Heilige Gees, kom maak ons skoon en help ons om glad die enigstens 'n verhindering te wees vir Jesus om deur ons te kan lewe nie. Jesus, that our body be Your body. Come live through us. Come live through us freely, Jesus. Come touch the world around us. Dankie, Koning Jesus. En Abba, ek vra dat U net vir elkeen het so realiteit sal maak van hoe heilig U is. Jesus, dat ons elke ene wat hier sit, elkeen wat onder die geklank van my stem is, kan 'n ervaring hê van U heiligheid. En dat dit dan vir ons kan begin 'n realiteit word dat daai heiligheid binne in ons is, dat dit kan uitskyn. Dankie, Koning Jesus. Ons is so lief vir U. Dankie dat U ons kom transformeer. Ons is so lief vir U. In Jesus almagtige naam. Amen.